alna praat van die broederliefde en dat ons die Here se hande en voete is, maar tog is dit ook so dat baie van ons ken nie regtig die God wat ons dien nie. En selfs al is 'n mens al vir baie jare, is jy gered, is daar tog nog onsekerheid, want baie van die onsekerheid oor wie God regtig is, die een wie se hande en voete ons moet wees. Hoe lyk hy of wie is hy? En baie van die onsekerheid kom uit 'n mens se verlede uit. En die manier hoe jou huis gefunksioneer het en hoe jou ma en jou pa opgetree het, daardie dinge leer 'n kind wie die God is wat hy moet dien, veronderstel is om te dien. En daar kom baie wanpersepsies in en die grootste ding wat inkom in 'n wêreldbeskouing of in 'n plek waar 'n mens groot word waar daar sê nie liefde in 'n huis was nie, dan is die persepsie daar dat God is ook nie vir jou lief nie. As die pa nie daar was nie, dan is die persepsie daar dat God is ook nie beskikbaar nie. Dit is 'n ding wat 'n mens regtig nie sal kan regmaak in iemand wat nog klein is nie, of in 'n klein kind se hartjie nie, want dit is die ondervinding wat 'n kind het, dit is waarmee 'n kind groot word. As jy groot is, dan begin jy dinge van die Here te leer. En as 'n mens nie werklik besef, maar dit wat jy as kind geleer het, is nie regtig hoe God is nie, dan gaan 'n mens jou hele lewe deur met daardie idee dat God is so groot en hy kyk net waar hy kan straf uitdeel en hy is nie regtig daar nie en hy's baie ver weg en hy's nie regtig naby aan my nie. En dit wat ek nou hier sê is die dinge wat ons teëgekom het in gemeentes. En dit is nie heeltemal ongehoord nie. Dit kom eintlik baie wyd voor. So ek wil vanmôre met ons praat oor tot wie bid ons? Want as ons nie weet wie is die God wat ons dien nie, tot wie gaan jy bid? Op 'n dag vra Jesus vir sy disippels. Hy vra vir hulle, wie sê die mense is ek? En hierdie is die persepsie wat mense het. Jesus het op aarde gewandel, hy het 'n sekere optrede gehad, hy het 'n lering gehad. Mense het na hom begin kyk en hy vra, wie sê die mense is ek? En op daardie stadium is dit al redelik ver in Jesus se bediening en party mense het gesê hy's Elia, ander het gesê hy's Johannes die Doper, want intussen was Johannes al geonthoof gewees. Almal weet van Elia wat lewendig hemel toe is en sê hulle, maar dit is Elia wat gekom het. 'n Wanpersepsie van wie Jesus nou regtig is. En hy vra vir hulle, maar julle, wie sê julle is ek? Nou moet Jesus by hulle seker maak, maar weet julle wie is ek? En Petrus kom met die antwoord, hy sê in Matteus 16 vers 16, jy hoef nie na te slaan nie, U is die Christus, die Seun van die lewende God. Heeltemal anders as wat die mense gesê het. Dis ook net Petrus wat hy geantwoord het, ons weet nie wat het die ander geglo nie, maar goed, dit is nie ter sake nie. Die feit van die saak is, Petrus het geweet, hy het intussen hy besef, wie is Jesus, en dan sê Jesus, maar dit het vlees en bloed nie aan jou geopenbaar nie. Dit wat jy nou sê, dat ek die Seun van die lewende God is, dit het my Vader aan jou geopenbaar. So vir Petrus was daar 'n openbaring gewees van wie Jesus is, wat hy nie by mense gekry het nie. Die openbaring het hy van God die Vader afgekry. En dan sê Jesus direk daarna, sê hy, ek sê vir jou, jy is Petrus, op hierdie rots sal ek my gemeente bou. Nou, hoekom dit so verskriklik belangrik was vir Petrus om te weet wie Jesus is Petrus moes die kerk van Christus vestig. As Petrus nie presies geweet het wie is Jesus en wie is die Vader en wie is die Heilige Gees nie, as hy dit nie 100% verstaan het nie, wat sou hy verkondig het? Met wat sou hy die kerk gevestig het? Dit was bitter belangrik dat Petrus hierdie waarheid geweet het en hierdie waarheid is aan hom geopenbaar deur die Vader. Nou gebeur dit dat ons kindertjies wat ons groot maak, hulle is klein, ons het nou weer kleinkinders ook gekry,
So hulle begin nou, almal begin mos nou voor. Hulle weet aanvanklik nog niks nie en dan leer jy jou kindertjies. Nou, ons as Afrikaners het die gewoonte om vir ons kindertjies te leer van liewe Jesus. Nou, in die kinderbybel lees jy daarvan en in stories lees jy daarvan en so. En wat daar gebeur in hierdie proses om ons kindertjies te leer van liewe Jesus, is omdat God so groot is, moet 'n mens die godheid kleiner maak, sodat hy by 'n kindjie kan pas. Die kindjie moet verstaan, hierdie is liewe Jesus, en liewe Jesus is die vriendelike een en die een wat altyd daar is en wat nooit kwaad word nie, en is die een wat jou altyd help, en dit is waarmee kinders groot word, en dit gebeur in Afrikaanse gesinne. Die Engelse mense leer hulle kinders dit nie. Hulle praat van Jesus. Maar ons Afrikaners praat van liewe Jesus, en nou word daardie kindertjies word geskool daarin, en daai kindertjies word groter en groter, en daai kindertjies sit vanmôre hier, en daai kindertjies is nou al 80 jaar oud. Maar na al die jare gebeur dit tog dat 'n mens nog steeds bly by liewe Jesus. En die kinders was geleer, as jy nou vanaand klaar voor jy gaan slaap, dan kniel jy by jou bedjie en dan bid jy tot liewe Jesus. Dit is 'n ding wat 'n kind leer. En daarmee word kinders groot. En as jy groot is, dan is jy later 60 jaar oud en dan bid jy nog steeds tot liewe Jesus. Want dit is hoe 'n mens groot geword het, maar nooit daaroor regtig gedink, maar wie is hy nou eintlik nie? Wie is hy regtig nie? Nou is dit nodig dat ons net teruggaan en gaan kyk na die goddelike drie-eenheid. En vir baie mense is dit seker nou, okay, maar ons weet al hierdie dinge. Dit is nie so seker dat almal werklik weet en werklik verstaan nie. Ons het Woensdag aand was ons by die ou saal gewees en ek het weer daar 'n lering gegee oor die godheid en die heelal en hoe alles in mekaar steek. En daar vra iemand vir my, wil jy nie praat oor tot wie ons bid nie, want ek weet nie. Ek het gedog, maar intussen weet ons nou al almal. Toe kom ek agter, maar dit is nie so vanselfsprekend nie. So kom ons praat vanmôre oor tot wie ons bid. Ons aanbid die goddelike drie-eenheid. En God die Vader is God, maar hy is nie Jesus nie. Jesus is God, maar hy is nie die Vader nie. Die Heilige Gees is God, hy is nie die Vader nie. Die goddelike drie-eenheid, een God, drie persone. Hulle werk in 'n absolute eenheid. Jesus het baie duidelik verwys na die Vader. Op 'n stadium het Jesus gesê, as julle my gesien het, het julle die Vader gesien. So Jesus het die Vader se karakter en sy wese het Jesus kom openbaar. En hy sê in Johannes 5 vers 19, Johannes 5:19 sê hy, voorwaar ek sê vir julle, die seun kan niks uit homself doen, tensy hy die Vader dit sien doen nie. Want alles wat hy, die Vader doen, dit doen die seun ook. So hier is 'n baie duidelike onderskeid tussen die persoon van die Vader en die persoon van Jesus, maar albei is God. In Johannes 12:50 sê hy, net wat die Vader spreek, dit spreek ek. Jesus praat nie uit homself uit nie, hy praat wat hy by die Vader hoor. Hy doen nie uit homself uit nie, hy doen wat die Vader doen. En hy verwys baie duidelik na die Vader. So is hy ook die Vader se seun, so hy is 'n kind. In 1 Johannes 3 vers 1 sê hy, as jy Jesus aanneem, dan word jy ook 'n kind van God. So hy word ook jou Vader, net soos wat hy Jesus se Vader is, so is hy my Vader, want ek, deur Jesus, word ook die kind van God, soos wat Jesus God se seun is. En dan kom ons by die baie bekende Onse Vader uit. En ek wil nie 'n uitleg gee oor die Onse Vader nie, maar ek wil ons net weer laat wys, wat is alles gebid in die Onse Vader, want nou vra die disippels vir Jesus, hulle sê vir hom, leer ons om te bid. En dit is omtrent waar ons vanmôre staan, wat ons sê, maar Here, leer ons vanmôre hoe om te bid. Wat doen Jesus? Hy sê, wanneer jy bid,
Dan gaan jy in jou binnekamer, Matteus 6 vers 6, jy kan dalk saam met my volg, Matteus 6 vanaf vers 6. Maar wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur en bid jou Vader, wat in die verborgene is, en jou Vader, wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar beloon. Jesus sê nie, gaan in jou binnekamer en bid tot my, Jesus nie. Hy sê, gaan in jou binnekamer en bid tot jou Vader. En dan sê hy, so, hier is nou die metode, hy sê, so moet jy bid. Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Eerstens, ons moet weet tot wie ons bid. Wie is hy? Hy is God die Vader, hy woon in die hemel, ons heilig sy naam. Hy is die een wat geprys word, hy is die een wat aanbid word. Laat u koninkryk kom, laat u wil geskied. Ons praat met die Vader, soos in die hemel, so ook op die aarde. Die Vader het 'n wil wat hy uitoefen. Hy oefen dit uit in die uitspansel in die hemele, en hy oefen dit ook uit onder ons. Ek stel my wil ondergeskik aan die Vader se wil. Dan sê hy, gee ons vandag ons daaglikse brood. Nou gaan dit oor die voorsiening. Voorsiening wat ek nodig het. Van wie vra ek my voorsiening? Van die Vader. My afhanklikheid besef ek van hom. Ek kan nie sonder hom klaarkom nie. Ek besef my eie onvermoë. Ek kan nie vir myself sorg nie. Vader, sorg u vir my. En dan sê hy in vers 12, en vergeef ons skulde soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Hier praat hy van 'n intieme verhouding, 'n verhouding tussen my en my Vader. Hy is die een wat my gaan vergewe as ek om vergifnis vra. Hy is die een wat die vergifnis gaan toestaan. Jesus het die prys betaal. Die Vader staan die vergifnis toe. Vergewe my. Lei my nie in versoeking, maar verlos my van die bose. My Vader lei my nie in versoeking met die doel dat ek versoek moet word nie. Wat hier staan is, ek is te swak om verby versoeking te loop, maar Vader, help u my om nie in die versoeking ingelei te word nie. Met ander woorde, bewaar my van die versoekings wat daar is. Ek self het nie genoeg krag nie, daar is slaggate en afdraaipaaie. Help my, laat ek net op die regte pad bly. Vader, help u my. En dan kom al die eer, kom terug na die Vader toe in vers 13, wat sê, want aan u, die Vader, behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. As ons bid en ons bid tot die Vader, dan aanbid ons hom. Ek onderwerp my wil aan hom. Hy is die een wat vir my voorsien. Hy vergewe my. Hy help my. Hy bewaar my van die bose. Die lof en die eer gee ek aan die Vader. Jesus sê, die Vader oordeel niemand nie, maar het die volle oordeel aan die Seun gegee. Hoekom het die vergifnis by die Vader gewees en die oordeel is by die Seun? Want die Vader het sy Seun gestuur om namens die mense wat gesondig het, die straf te dra. Nou het hy die straf gedra, hy wat Jesus is, het die straf gedra. Die Vader het hom gestuur om dit te doen. Hy het gedoen wat hy moes doen. Nou, as die mense die redding wat hy gebring het, in sy smarte en in sy opdrag wat hy gehad het om te doen, en daardie redding nie aanneem nie, dan kom die oordeel op daardie mense, want Jesus het redding gebring. Die Vader is die een wat op grond van Jesus se redding wat hy gebring het, die mense dan vergewe. En uiteindelik met die wit troon oordeel is dit ook die Vader wat die boeke oopmaak en wat lees. En dit is wat Johannes sê, hy het een op die troon sien sit, 'n oue van daad op die troon sien sit, op 'n groot wit troon, en die boeke is geopen. Dit is die God die Vader wat daar sit. Jesus was die bemiddelaar gewees. Die Vader is die een wat uiteindelik die volle vergifnis sal gee. Jesus het die prys betaal. So in Johannes 5:22 sê hy, die Vader oordeel nie. Hy het die oordeel vir die Seun gegee. Waar pas Jesus nou in? Jesus is God wat mens geword het, vlees geword het, onder ons kom woon het, Johannes 1 vers 1. In die begin was hy was altyd God gewees van ewigheid tot ewigheid. Hy het gekom, vlees geword, onder ons kom woon. En nou sê hy in Johannes 14 vers 6,
Jesus sê vir sy disippels, ek is die weg, die waarheid en die lewe. En dan sê hy, niemand kom tot die Vader, wat ons nou van gehoor het, behalwe deur my nie. Jy kan nie by die Vader uitkom, as jy nie deur Jesus gaan nie. Jesus is die deur. Hy sê ook, ek is die deur van die skape. En hy sê, daar is niemand, maar niemand, wat nie deur hom kan kom na die Vader toe nie. Enige iemand wat vir Jesus nie erken nie, kan nie by die Vader uitkom nie, al dink hulle ook so. Jy kan nie, jy moet deur Jesus gaan. Hy was die bemiddelaar gewees, en dit is baie belangrik van hoe hy die middelaar gewees het. In Lukas 23 vers 44 tot 46 sê hy, dit was omtrent die 6de uur, hy praat van die kruisiging, en daar het duisternis oor die hele aarde gekom, tot die 9de uur toe, en die son is verduister, en die voorhangsel van die tempel het middeldeur geskeur. Jesus het met 'n groot stem uitgeroep en gesê, Vader, in u hande gee ek my gees oor. Toe het gesê, blaas hy die asem uit. Die voorhangsel, en dit soek om mens moet verstaan hoe die tabernakel gewerk het, want dit is die blou druk, dit is God se huishouding, dit is hoe dit werk. En in die tabernakel was daar die 2 dele gewees, die heilige deel en die allerheiligste deel, en tussen die heilige en die allerheiligste deur hang daar 'n voorhangsel, 'n skeiding. By die heilige deel kon die priesters vrylik in en uitgegaan het, daar het die kandelaar gestaan, met die 7 vlamme, die 7voudige gees van God. Maar dan is daar 'n skeiding, en in die agterkant van die skeiding is die ark, daar is die heerlikheid van God, is daar, maar die priester kan nie daar kom nie. Hy kan nie daar kom sonder offerbloed nie, en hy kan ook net daar kom 1 keer 'n jaar, en hy kan ook net daar kom as hy baie spesifiek hom deeglik gereinig het volgens voorskrif, wat nogal 'n baie lang voorskrif is. Dis die enigste manier hoe hy by die heerlikheid van God kon uitkom, maar daar is 'n skeiding, en as jy waag om daarin te gaan, dan is jy dood. Dit is hoe God dit gestel het. En daardie skeiding kon alleenlik weggevat word deur Jesus Christus. Die bloed van die offerdier het 1 keer 'n jaar 'n opening gemaak om 1 keer 'n jaar in te gaan, om versoening te doen vir die volk se sondes, maar toe Jesus aan die kruis gesterf het, toe skeur daardie voorhangsel, en daardie voorhangsel het geskeur op grond van Jesus se offer aan die kruis, en sy bloed wat gevloei, sy bloed wat vir 1 keer volmaak, voldoende en genoeg was. En nou is die skeiding is weg, en daai skeiding is deur Jesus weggevat, hy is die deur. En nou, omdat daardie skeiding weggevat is, nou kan jy, waar ons nou staan, Nuwe Testamentiese tyd, kan ons uit die heilige, in die allerheiligste ingaan, vrylik. Want in daai opening staan Jesus se offer, Jesus se bloed staan in daai opening. En as ons daaraan dink, dat die tabernakel het geen vensters en deure gehad nie. Heel voor was 'n doek wat die opening was, waarin jy ingeloop het, en al manier hoe jy by die allerheiligste kon kom, is om deur hierdie voorhangsel te kom. Daar is nie deure in die kant of in die agterkant nie. Jesus sê, daar's geen manier om daar te kom, tensy jy deur Jesus gaan nie. En dis wat hy sê, ek is die weg, waarheid en die lewe. Deur hom gaan jy die waarheid kry, hy is die waarheid, en deur hom gaan jy die ewige lewe kry, hy is die weg. Hebreërs 6 vers 19 en 20 stel dit baie mooi. Hy sê, Hebreërs 6 vers 19, ons het dit as 'n anker van die siel wat veilig en vas is, en ingaan tot die binnekant, die voorhangsel, waar Jesus as voorloper vir ons ingegaan het. Hy wat volgens die orde van Melchisedek 'n hoëpriester geword het vir ewig. Ou Testament het die priesters ingegaan. Nuwe Testament, Jesus as die hoëpriester gaan in, vat die skeiding weg. Nou het ons toegang tot die Vader. Ons bid tot die Vader deur Jesus. Jesus sê, wat julle die Vader in my naam vra, hy kwalifiseer ons om tot die Vader te gaan. Soos tot die Vader bid in die naam van Jesus, dan sê hy, dan sal die Vader vir julle dit en dit en dit gee. Waar pas die Heilige Gees in? Die Heilige Gees is die trooster, die volmaakte trooster, wat die Here vir ons gestuur het. Hy het dit gesê, Johannes 14 vers 16, ek sal die Vader bid, hier is Jesus, Jesus sal die Vader bid,
en hy, die Vader, sal julle 'n ander trooster gee. Hoekom sê hy 'n ander trooster? Dit is baie keer onseker, hoekom staan hier 'n ander trooster, want waar is die eerste trooster? Onthou nou, toe Jesus dit gesê het, was hy self op aarde gewees. Hy het met sy disippels gewandel. Hy is die een wat die storm stil gemaak het. Hy het die sieke gesond gemaak. Hy het die oorwinning gebring vir wat die omstandigheid op aarde was. Nou gaan hy weg. Nou sê hy in my plek, omdat ek heeltyd by julle was, ek gaan nou weg, maar julle is nie alleen nie, nou stuur ek julle 'n ander trooster wat by julle sal wees. Daardie trooster het in die tyd wat Jesus geleef het, sy fisiese teenwoordigheid vervang vir die disippels, want hulle het hom geken. Onthou, toe Jesus gesterf het, en hy het opgevaar hemel toe, toe's hulle alleen. Toe stuur hy vir hulle die Heilige Gees, want hy sou hulle nie alleen los nie. So in hulle, relatief tot die disippels in daardie tyd, was die trooster 'n ander trooster gewees, in die plek van Jesus. Vir ons is ons reeds nou daarby verby, so vir ons is dit die trooster wat reeds gestuur is, 2000 jaar gelede, is hy reeds gestuur. Hy sê, ek sal die Vader bid, hy sê, julle 'n ander trooster gee, om by julle te bly tot in ewigheid. Dan sê hy hier, die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom, die Heilige Gees, nie sien nie, en hom, die Heilige Gees, nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy, die Heilige Gees, by julle bly, en in julle sal wees. Ons wat die Heilige Gees ontvang, ons word die tempel, waarin die Heilige Gees woon. Dit lees ons in die Nuwe Testament. Julle is nou die tempel, waarin hy woon. So vir ons is die Heilige Gees ons trooster, wat daai tyd gesê was gestuur is gestuur, wat nou by ons woon. En wat doen hy? Romeine 8 vers 26 en 27, Romeine 8 vers 26 sê, en net so kom ook die Gees ons swakhede te hulp. Want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees, hoofletter, Heilige Gees, self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. Hy bid vir ons, as ons baie keer nie eers weet hoe om te bid nie. En hy, die Heilige Gees, wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is, omdat hy, Heilige Gees, ooreenkomstig die wil van God vir heiliges intree. Die Heilige Gees in ons bid namens ons tot die Vader. Maar julle geliefdes, moet julle self opbou in allerheiligste geloof en in die Heilige Gees bid. Dit sê in Judas 1 vers 20. Hy sê julle nou, wanneer julle bid in die Heilige Gees. As ons nou terugkom by die tabernakel en jy staan in die heilige gedeel, dan staan jy in teenwoordigheid van die vlam van die kandelaar, die 7 vlamme van die kandelaar. Dit is die Heilige Gees. Dan beweeg jy deur die voorhangsel wat geskeur is, Jesus Christus, hy het die weg oopgemaak. En dan in die allerheiligste kom jy by die Vader uit. Jy bid in die Heilige Gees, deur Jesus, tot die Vader. En 'n mens moet baie keer 'n bietjie dink of versigtig wees in hoe ons bid. Ek het dit nou onlangs, wat nie weer lank terug is, hoor ek iemand bid, Vader, u bloed. Die Vader het nie sy bloed gestort nie. Jesus het, maar nie die Vader nie. Ons moet baie keer 'n klein bietjie dink oor wat ons bid. Ons kan nie bid, Vader, dankie u bloed nie. Jesus het sy bloed gestort, nie die Vader nie. Maar ons bid tot die Vader. Ons sien die goddelike drie-eenheid bymekaar in die doping van Jesus. In Lukas 3 vers 21 en 22. Lukas 3 vers 21 lees ek, en toe die hele volk gedoop en Jesus ook gedoop is en hy besig was om te bid, het die hemel oopgegaan en die Heilige Gees het in 'n liggaamlike gedaante soos 'n duif op hom, Jesus, neergedaal, en 'n stem het uit die hemel gekom wat sê, U, Jesus, is my, die Vader, se geliefde seun, in U het ek, die Vader, welbehaag. Vader, Seun, Heilige Gees op een plek, toe Jesus gedoop is. In Openbaring kry ons seker die mooiste beskrywing van die
goddelike drie-eenheid in sy wese en in sy werke. Openbaring 1 vers 4 tot 8 lees ek. En Openbaring 1 vers 4 begin met Johannes wat geskryf het aan die 7 gemeentes. Die 7 gemeentes is die kerk van Christus, dit is ons. Hy skryf aan die kerk van Christus. Johannes aan die 7 gemeentes, die kerk van Christus in Asië. Genade vir julle en vrede van hom, God die Vader. Miskien moet jy saam met my lees, Openbaring 1 vers 4. Kyk waar staan die goddelike drie-eenheid. Johannes aan die 7 gemeentes, die kerk in Asië. Genade vir julle, vrede van hom, God die Vader. Wat is en wat was en wat kom, wat die 7 geeste, die Heilige Gees, wat voor sy troon is, van Jesus Christus, die Seun, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Hier het ons die beskrywing van wat Jesus gedoen het. Aan hom, Jesus, wat ons lief gehad het en ons van ons sondes gewas het in sy bloed, Jesus se bloed. En ons, die kerk, ek en u, gemaak het konings en priesters vir sy God en Vader. Aan hom, die Vader, die heerlikheid en die krag tot na alle ewigheid. Amen. Vers 7. Kyk, hy, Jesus, kom met die wolke, en elke oog sal hom, Jesus, sien, ook hulle wat hom deursteek het, en hier weet ons, dit is Jesus wat kom op die wolke. Die Vader is nie deursteek nie, Jesus is. En al die geslagte van die aarde sal oor hom, Jesus, rou bedryf. Ja, amen. Nou, ek, God drie-enig, is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, sê die Here. God drie-enig. Wat is, wat was, wat kom, die Almagtige. Wanneer ons nou bid, en ons bid tot Here, dan bid ons tot God drie-enig. Ons bid tot die Vader, ons bid deur Jesus, ons bid in die Heilige Gees. En as ons dan bid tot Here, is dit God drie-enig. Openbaring maak dit vir ons bymekaar. Ek het baie lank terug het ek hieroor gepraat en dit was eintlik nou half nuwe nuus gewees vir baie mense. En al na ingesluit en ek ook, toe ons besef tot wie ons bid, toe was daar 'n kort tydjie in my lewe gewees, as ek begin bid, dan weet ek nie om te bid nie. Want ek was so gewoond om na liewe Jesus te bid. So gewoond. Totdat die Here se woord vir my sê, maar Jesus self sê, Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom. Doen al hierdie dinge, besef ek, maar ek moet tot die Vader bid. Ek moet nie tot Jesus bid nie. Maar ons erken altyd in ons gebed wat Jesus gedoen het. Hemelse Vader, soos vanmôre wat ons by mekaar is, ons bid tot die Vader. Vader, dankie vir hierdie diens wat ons weer kan hou. Heilige Gees, dankie vir u teenwoordigheid. Jesus Christus, dankie dat u ons gered het en nader gebring het. Vader, ons gee ons eie wil aan u wil oor. Verstaan ons tot wie ons bid. En ons erken die goddelike drie-eenheid in die persone van die drie-eenheid. En ons bid tot die God drie-eenheid, die Here. En ons bid spesifiek, Vader, deur Jesus in die Heilige Gees. Amen.